die begin en die einde, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Die gemeente genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ons lees vanmôre uit Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1, vers 3 tot 6. Ons begin met die deel van ons jaar se tema oor wie is ek. Efesiërs 1, ons lees vanaf vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde Seun vrylik aan ons geskenk het. Ons lees net tot sover. Ons gaan hierdie deel oor wie is ek van ons hanteer as 'n geestelike reis, as 'n transformasie. Wie is ek en wat wil God hê? Hoe wil God hê moet ek wees? Nou toe ons gepraat het oor wie is God, het ons mos gesê God is goed, ons het gesê God is betroubaar en ons het gesê God offer homself. Dis van die dinge wat ons mos oor God se karakter gesê het. Maar ons weet ook dat omdat ons aan die Here behoort en ons sy kinders is, dat hy wil hê ons sy beeld moet vertoon. Baie keer dan hoor mense dat ouers sê, as hulle so vir hulle kinders kyk, dan verstom hulle as hulle sien hoe baie van hulle self van hulle kinders kan sien. En dingetjies wat hulle doen, of dinge wat hulle sê, sien jy so baie van jouself en jou kind. En dis wat God ook wil hê met ons moet gebeur, dat hy wil baie van homself in ons sien. Dat ons ook goed en betroubaar is en bereid is om te dien. En daarom moet die mens ook altyd vir onsself vra, wat se prentjie is ek van God? Wat se beeld dra ek van God? En daarom die vraag, hoe is ek? Waarna ons van vandag af gaan begin te kyk. Wie is ek en hoe is ek? Nou, ek het op 'n wonderlike as ek dit nou so kan noem, 'n werksdefinisie afgekom van geestelike groei, waar die persoon gesê het, hy onderskei 4 fases. Die eerste is, dat ons moet leer is 'n proses. Die tweede, hierdie proses se doel is, dis 'n proses. Die tweede is, ons word verander. Dis nie ek alleenig wat dit kan doen nie, met my vermoëns en met wat ek tot in staat is nie, ek word verander. Ek moet God toelaat om diep in my 'n veranderingswerk te doen. Ons moet saamwerk met God, maar God is die een wat dit doen, wat die verandering bring. Die derde, die doel daarvan is dat ek soos Jesus sal begin te lyk, dat mense vir Jesus al meer en meer in my sal sien. En die vierde is, hierdie goed gebeur nie net met my terwille van myself nie, sodat daar vir my 'n plek in die hemel gereserveer is, en ek eendag in die hemel by God gaan wees, en dan is dit nou die enigste doel nie. Hierdie verandering na die beeld van Christus gebeur in my terwille van ander, terwille van die wêreld, sodat ek ook 'n seën kan wees vir hulle rondom my, met die Here se genade wat hy gee. Nou ons gaan vandag nou veral na 2 goed kyk. Ons gaan kyk na die feit dat dit 'n proses is, en dan gaan ons kyk na die feit van die beeld van Christus. Nou oor die proses. Ons lewe in 'n kultuur waar mense baie keer
dadelik bevrediging wil hê. Ek het dit nou nog nie self gesien nie, maar ek het dit al in flieks gesien, of ek het dit nie in die werklike lewe self al gesien nie, maar in flieks dat mense byvoorbeeld by 'n masjien staan, hierdie waarin jy byvoorbeeld kan kies tussen verskillende koeldranke of 'n paar pakkies chips of 'n paar soorte sjokolade en dan het hulle 'n nommer A1 of A2 of A3 of B1 en dan gooi jy die geld in en jy druk die nommer van die ding wat jy wil hê en dan val die ding ons nou daaronder en jy haal hom daaronder uit. En partykeer het gesien mense in flieks dat die ou kies wat hy wil hê en hy gooi die geld in maar die ding val nie uit nie. En dan sal so ou sommer daai masjien aanrand. Hy sal daai masjien begin te slaan en partykeer te skop en te kere te gaan wat sy behoeftes nie onmiddellik bevredig nie. Hy het die ding gesien, hy het die ding gekies, hy het die geld ingegooi, die nommer gekies en hy het nie dadelik gekry wat hy wil hê nie. Dit is nou maar 'n voorbeeld, maar in die samelewing en in ons kultuur het dit baie keer so begin raak op baie terreine dat mense wil dadelike bevrediging hê. By een van die kursusse waar ek was, toe praat ons eendag so, te sê die een ou, hoe baie die wêreld verander het en die mens dink nie altyd so daaroor nie. Hy sê daar was 'n tyd gewees en baie van julle sal dit ook nog onthou dat mense 'n brief geskryf het. En dan het jy 'n koevert gevat en jy die adres op die koevert geskryf en jy die brief in die koevert gesit en jy het 'n seël opgeplak en jy die brief gaan pos en afhangende van hoe ver die brief moet gaan of dit nou in dieselfde dorp is of in 'n ander dorp is of selfs in 'n ander provinsie is of dalk oor see is, het jy maar geweet, hierdie brief gaan 'n week of 2 of 3 of dalk 'n maand of langer vat om daar te kom, dan gaan daai persoon weer vir jou 'n brief terugskryf en dit gaan weer 'n week of 2 of 3 of 4 of 'n maand vat om terug te kom en dan het jy jou antwoord en ons was tevrede daarmee. Ons het so gelewe om briewe te stuur en briewe terug te kry. Nou het ons selfone en ons het WhatsApps en ons het SMS'e. En as jy vir iemand 'n WhatsApp stuur en hy antwoord jou nie baie gou terug nie, is hy ongeskik. Want jy het hom nou iets gevra en hy antwoord jou nie terug nie of hy reageer nie eers op jou WhatsApp nie. Dinge moet vinnig gebeur. Dit is hoe ons kultuur ons geraak het. En nou sê hulle, baie van die ouens wat skryf oor geestelike groei, sê mense soek dit ook in die geloof. Ons wil baie keer ook hierdie God moet ook so vinnig so 'n masjien wees. As jy die minste ingegooi het en jou keuse gemaak met God provide, God moet gee, God moet dadelik in jou behoeftes voorsien, hy moet dadelik jou omstandighede verander, hy moet dadelik vir jou antwoorde gee op jou vrae. En die Bybel sê vir ons dis nie hoe dit werk in ons verhouding met God nie. Ek het al 'n paar keer vir u gesê, in die Bybel, en veral as 'n mens na Grieks en Hebreëus gaan kyk, word geloof nie in die Bybel beskryf as 'n sprong. Ek is nou hier en dan maak ek die sprong en nou is ek daar nie. Geloof word in die Bybel beskryf as 'n reis, as 'n wandel, as 'n stap saam met die Here. Dis nie sommer net skielik van hier tot daar nie. Ek stap saam met die Here waartoe ek wil kom, waar ek wil wees. En dit is hoekom ons groot agting ook het ons vir Henog. Want die Bybel sê vir ons Henog was iemand wat elke dag met God gewandel het. Elke dag van sy lewe. En daarom sê die Bybel was hy iemand wat naby die Here was. Want hy het met God gewandel. En dit is wat die geloof is. Ook nie 'n stap nie, wandel. Wandel is mos iets anders. Stap is jy stap, jy's vinnig, jy's haastig, maar wandel is anders. Wandel is jy sien raak, jy's nie haastig nie. Jy gee tyd. En dis hoe die Bybel ons lewe met God beskryf. 'n Proses wat 'n wandel met die Here is. As ek nog 'n voorbeeld kan gebruik uit die gewone wêreld, sê net maar 'n babatjie word gebore. Dit's 'n familie wat binnekort 2 babatjies gaan kry. As ons daai babatjie vanaand in die kot sit, dan verwag ons nie môreoggend 'n volwassene in daai kot nie. Ons weet môreoggend is dit nog steeds 'n babatjie. Dit gaan 'n rukkie vat, want God het 'n proses neergelê vir 'n mens om te groei. Om uiteindelik 'n kleutertjie te word, en 'n laerskoolkindjie te word, en 'n hoërskoolkind, en uiteindelik lank voordat 'n mens 'n volwassene word. En ook vir die geloofslewe het God vir ons gesê, dis nie kits nie. Daar's 'n proses, daar's 'n pad, daar's 'n reis, daar's 'n wandel wat ons saam met hom moet loop. Partykeer dan is daar seker vaartversnellings in ons verhouding met die Here. In 'n rivier is daar ons op partykeer seker vaartversnellings waar die water skielik vinnig loop as dit oor ons afgaan. Ons kry partykeer ons geestelike groei op sekere tye.
Waar dit vir jou voel, joh, nou het ek verskriklik baie gegroei. Waar ek was en waar ek nou is, het ek verskriklik gegroei. Baie dinge het nou skielik gebeur. En dan voel dit weer vir jou asof daar 'n tyd kom dat jy dalk nie so vinnig groei nie. Maar die belangrikste is dat ons moet aanhou groei. Toe die ontdekkingsreisigers, Dias en Da Gama en daai ouens op die bootjies geklim het in Europa die wêreld gaan ontdek het. Een van hulle, Dias, het 'n dagboek gehou. En elke aand het hy in sy dagboek geskrywe wat die dag gebeur het. En hulle sê hy het elke inskrywing in sy dagboek afgesluit met: vandag het ons nog 'n eentjie verder gevaar. Soos verder as wat ons gister hierdie tyd was. En dit is in 'n boekie van professor Ferdinand Rast wat ek het gelees het. En hy sê dit is wat eintlik in ons geloofslewe ook moet gebeur. Vanaand, as ek terugdink oor my lewe en oor my dag saam met God, oor my wandel vandag saam met God, moet ek vanaand eintlik kan sê, ek is 'n bietjie verder met God as wat ek gisteraand was. Maar môre aand moet ek ook alweer 'n eentjie verder wees. Ons moet eintlik almal vanmôre kan sê, ons is almal 'n eentjie verder met God as wat ons verlede Sondag hierdie tyd was. Want daar was alweer 'n week tussenin wat ons elke dag met God gewandel het. Elke dag 'n eentjie verder, 'n eentjie nader, 'n eentjie meer, soos Jesus se beeld moet ons word. Dit is 'n groeiproses waarin ons is. Ek lees ook in 'n boek van iemand dat hy sê, selfs as ons partykeer voel ons is in 'n woestyntyd, en dan bedoel 'n woestyntyd ons nou 'n swaar kry tyd. Dan voel ek wel partykeer vir ons, maar hier gebeur nou in my geestelike lewe niks nie. Ek kry nou net swaar. Dit is nou net sleg. Dinge wat met my gebeur is nie aangenaam nie. Dit voel vir jou, hier gebeur nou nie veel nie. Die persoon sê, maar in sulke tye werk God om in die oppervlak. En as daai woestyntyd verby is, dan sê jy verstom om te sien, maar wat het God alles gedoen in hierdie tyd? Dat jy gedink het nie veel gebeur nie. Dis 'n groeiproses. Nou is hierdie proses noodsaaklik. Daar's nie een van ons wat vanmôre kan sê, ek het nie nodig om geestelik te groei nie. Dis 'n noodsaaklike proses in ons elkeen se lewe. Een van die verse wat ons daarmee daarop wys, is in Romeine 3 vers 23. Romeine 3 vers 23 sê, ons het almal gesondig en ons het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Na die sonde wat Adam en Eva gedoen het, word elke mens met sonde gebore en van nature het ons nie meer die beeld van God soos wat God dit vir ons bedoel het nie. Daar moet 'n groei in ons lewe kom. Daar moet 'n groei plaasvind. En nou gebeur die volgende. Almal van ons word elke dag op 'n manier gevorm. Of jy nou wil of jy nou nie wil nie. Elke emosie wat jy toelaat, of dit vreugde is, of dit woede is, of dit wrokke is, of dit wat ook al is, elke emosie wat jy toelaat in jou binneste, elke gedagte wat jy toelaat, elke besluit wat jy neem, elke ding wat jy doen, elke ding wat mense aan jou doen, alles wat elke dag by jou pad kom, vorm 'n bietjie aan jou lewe. Maar nou is daar een van twee moontlikhede. Romeine 8 sê, daar's net een van twee moontlikhede. Of ons kan toelaat dat alles wat met ons gebeur, dat die Gees van God dit vat, dat ons dit vir hom gee, en dat ons vir hom vra, help ons, laat hierdie goed wat met my gebeur, hierdie goed wat ek ervaar, maak, laat dit my meer soos Jesus laat word. Dis die een moontlikheid. Die ander moontlikheid is, dat 'n mens jou sondige natuur die oorhand sal gee. Nou jy gaan toelaat dat die goed wat met jou gebeur, dat jou sondige natuur daarop reageer. Daar is nie eintlik 'n keuse, of daar is 'n keuse, dis nie een van die twee. Daar is nie 'n keuse of jy nie wil groei nie. Die enigste keuse is, waartoe wil jy groei? As jy vir die Gees van God die beheer gee, en dit is iets kosbaars wat ek by 'n ou dominee in die synode geleer het, wat vir my gesê het, ons almal het die Gees van God, ons almal wat kinders van God is. Maar ons het eintlik elke dag ook die verantwoordelikheid om eintlik elke môre weer vir die Gees te sê, beheer ook weer vandag my lewe. Hier is ek, hier is my lewe, hier is my dag wat voor my lê. Help my om te kies, om te dink, om te voel, om te besluit, soos wat Christus dit sou doen. Beheer my vandag.
en dan moet ek op môreoggend weer doen, en die dag daarna weer. Ons het die keuse om elke dag die beheer vir die Heilige Gees te gee. Sê nou maar ons kies omdat die Gees van God ons beheer, dan kan 'n mens dinge wat met jou gebeur, meer hanteer soos wat die Bybel sê jy moet. Dan kan jy vergewe as iemand jou seer gemaak het. Dan kan jy vryspreek waar jy andersins nie sou vryspreek nie. Dan kan jy heling en genesing bring ook in ander mense se lewens wat jy andersins nie sou kon gedoen het nie. As jy die Gees toelaat om jou elke dag te vorm. Maar as jy die sondige natuur gaan vrye wil gee, dan gaan die sondige natuur vir jou sê, jy is te nagekom. Hy en wrok. Jy is seer gemaak, haat. Jy is te nagekom, moenie vergewe nie. En wat gebeur dan as die sondige natuur jou laat vorm? Dan gaan jy weg van Jesus af. Dan lyk jy minder en minder en minder soos Jesus. En jy begin al minder lyk soos wat God wil hê jy moet lyk. Want die sondige natuur, sê Romeine 8, bring jou uiteindelik boonop uit by die dood. Terwyl die Gees van God jou by die lewe uitbring. Die ware lewe, die ewige lewe. En weet jy, ons kan net tussen hierdie twee goed kies. Want jy word elke dag gevorm. Of jy nou wil of jy nou nie wil nie. Al wat jy kan kies is, wie wil jy hê met jou vorm? Jou sondige natuur of die Gees van God? Dit is waar ons inkom. Dit is ons keuse. Nou, nog twee tekste daaroor. Hierdie herhaaldelike verbintenis. Efesiërs 4 vers 15 sê, ons moet groei na Christus toe. Dit moet een van ons grootste lewens wees, om te groei na Christus toe. Efesiërs 4 vers 13, die versie is elke keer vir my so wonderlik as ek kom lees. Die versie sê, ons as 'n kerk moet so volmaak en volwasse word soos Christus. Wat 'n groot opdrag is dit, dat ons ook saam as 'n gemeente soos Jesus sal wees, soos Jesus sal word en soos hy sal. Wat 'n groot opdrag. Maar daarvoor moet dan dieselfde gebeur as in ons eie lewens. Die Gees van God moet ons gemeente lei. En nie sondige natuur nie, maar die Heilige Gees. Verder is dit eintlik ons grootste begeerte. Paulus het ons in Athene gesê, God het in elke mens 'n soeker gesit. En dis hoekom almal soek, want God het 'n soeker binne in elke mens se hart gesit, 'n soeker na hom. Ons grootste begeerte is om by die Here uit te kom. Ons grootste dors is om die Here te vind. Johannes 4, ek ken mos daai gedeelte baie goed. Daai Samaritaanse vrou, Jesus sit by die put, sy gaan skep water as al die ander mense in middagslaapie vang, sy is 'n slegte vrou, sy kruip weg vir die mense van haar dorp, sy gaan skep gou water, gaan gou terug huis toe, daar ontmoet sy vir Jesus, en toe sy vir Jesus vind, toe hardloop sy terug dorp toe, en waar sy altyd net gou uitgegaan het as die ander slaap, gaan maak sy hulle almal wakker uit hulle middagslaapies, en sy sê vir hulle, kom, ek het die Here gevind. Wat diepste dors is gelees toe sy vir Jesus vind. Voorheen het sy dit op ander plekke gesoek. Op ander maniere haar dors probeer lees. Die grootste dors is na die Here. Jesus het dit ook in Johannes 7 gesê, vers 37 tot 39, op die groot Pietefees. Toe staan daar op die laaste dag, toe sê hy, as iemand dors het, moet hy na my toe kom. En strome lewende water sal sy binneste vloei. Wat interessant is van daai, die Hittefees het altyd plaasgevind aan die einde van die droë seisoen. Dan was Israel op sy droogste. Daai land was droog. Die mense het gesmag en gehunger na reën en na water. Want dit is op die droogste tyd in die land. En Jesus staan op die droogste tyd en hy sê, ek het water, maar lewende water. En ek kan dit doorstroom. Wonderlik dat Jesus ook so by die tyd van die land aangesluit het. As ons dit gaan doen, en ons vind ons dors en ons begeerte by die Here, gee hy reiniging, hy gee herstel, hy gee genesing, hy gee vernuwing, hy gee heelheid in ons lewe. Hy kan so baie dinge verander in ons lewe. Waar ek dalk voorheen troud met die agterglas en gevledig, ek kan my nie saak maak hoe dit met jou gaan nie.
begin ek nou omgee hoe dit met jou gaan. Waar ek nie wou vergewe het nie, kan ek nou vergewe. En so kan ons al hierdie dinge wat die Bybel vir ons sê, in ons lewe begin ervaar, as ons die Heilige Gees toelaat om dit te doen. Ek het nou die laaste week weer 'n boek gelees oor geestelike groei. En die persoon het nogal in sy boek hierdie twee nature teenoor mekaar gestel, die gees van God en die sondige natuur. En hy het gesê, van die kenmerke van die ou mens, die mens wat nog nie onder beheer van die Heilige Gees lewe nie, die mens wat sy sondige natuurlik heerskappy voer, is dinge soos beheervrate, mense wat manipuleer, mense wat hulle wil op ander mense wil afdwing, want ek wil beheer hê, in plaas daarvan om vir die Gees die beheer te gee. En dis wat gebeur as ons vir die Gees beheer gee. Reiniging, herstel, heelheid, genesing, vernuwing. Daar's ander tekste ook, 2 Korintiërs 3:18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al meer verander om in die beeld van die Here gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal neem steeds toe. Ons is kinders van die Here. Maar as 'n proses wat ons die Heilige Gees moet toelaat, om ons dit meer en meer te laat wees. Dat ons dit meer en meer sal wys. Kolossense 3 vers 9 tot 10 speel ook die ou lewe en die nuwe lewe af. Lê die ou lewe af, los die ou dinge, al daai dinge wat nie by die nuwe mens pas nie, en as 'n klomp luister in die Bybel oor wat dit is, risies, verdeeldheid, woede, naaiwer, twis, al daai dinge, los dit en streef die nuwe lewe na. Die lewe wat pas by 'n kind van die Here. Dis die deel oor die proses. Kan jy sien op wat 'n wonderlike pad? Die Here wil hê ons van Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, elke dag van ons lewe saam met hom stap. En dan nou na die beeld van Christus. En hierso in Efesiërs 1 is daar wonderlike dinge. Efesiërs 1 vers 4 sê vir ons dat God het voordat die wêreld nog geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Weet jy, in daai versie, soos ek hom nou vir u genoem het, hoor u al wonderlike goed. Maar Judas het iets kosbaars in daai versie. Daai woord wat nou ons nou vertaal word met uitverkies. As 'n mens nou na sy oorspronklike Griekse woord terugvat, is dit die woord eklego. En eklego beteken om uit te roep. En dit is waarom ons uitverkies, uitroep, maar dit kan ook beteken om jou uit te spreek. Nou as 'n mens nou gaan kyk na Genesis, hoe het God geskep? Deur dinge uit te spreek. God het gesê, laat daar lig wees, en toe staan lig. God het gesê, laat die waters en die droë grond van mekaar skei, en dit het gebeur. God het gesê, laat die aarde plante voortbring, en dit het plante voortgebring. God het gesê, laat daar diere wees, en dan wat God het hom uitgespreek, en dinge het ontstaan. Nou ons weet, God het die mens gevorm, uit die stof van die aarde, en die lewensasem in sy neus geblaas. Maar Efesiërs 1 vers 4 sê vir ons, nog voor God geskep het, nog voor die eerste skepingsdag, nog voordat God die eerste keer gesê het, laat daar wees, het God hom uitgespreek oor die mens. 'n uitspraak oor ons gemaak. Hy het geëklego, hom uitgespreek oor die mens. En wat was God se uitspraak gewees? God het gesê, ek wil hê die mens met my verteenwoordiger en my beelddraer op aarde wees. Daar's 'n paar implikasies hiervan. Die eerste is, daar was nie oor een van ons 'n verrassing in die hemel toe ons gebore is nie. Ja, partykeer kan 'n mens 'n pa en ma dalk verras gewees het as hulle gehoor het jou ma is swanger. Dalk was dit nie beplan nie. En toe die dokter gesê het jou ma swanger, toe was jou pa en jou ma dalk baie verras gewees en baie bly ook, maar baie verras ook om te weet, hier kom 'n babietjie. Maar God was oor niemand van ons verras nie. Nie een van ons is per ongeluk op hierdie wêreld nie. En nie een van ons is verkeerdelik op hierdie wêreld nie. Daar's nie een van ons wat 'n suurstofdief is en wat nie op hierdie aarde hoort nie. Want God het oor jou besluit, om oor jou uitgespreek, nog voordat hy gesê het dat daar lig is, het God oor jou besluit. God het geweet van jou, en hy het jou besluit, nog voordat hy enigiets geskep het. En daarom dat ons elkeen vir hom so kosbaar is,
En 'n tweede implikasie hiervan is, ons is die kroon van God se skepping. Ons is sy beelddraers. Wat het God gesê? Die mens gaan heilig en onberispelik wees. God het nie besluit die diere gaan sy beeld wees, of die plante, en kyk net hoe mooi kan die natuur wees. God het nie besluit dit gaan sy beeld wees nie. God het voor die skepping al besluit, die mens gaan sy beeld wees. Ons gaan sy beelddraers wees. En God het vir ons alles gegee wat ons daarvoor nodig het. Efesiërs 1:3 sê, daarom het hy ons ook geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So, nie net 'n bietjie van die seëninge, of 'n paar van die seëninge, of die nodigste van die seëninge nie. Al die seëninge wat daar in die hemel is, het God ons mee geseën. Vers 3, sodat ons, vers 4, heilig en onberispelik kan wees, sy beelddraers kan wees. Nou weet ons, toe kom daar fout, toe kom die sondeval, en God se beeld in die mens word verduister. En wat doen God? God sê nie, ag laat die mens dan nou maar voortvoeter in sy verkeerdheid en dat almal nou maar verlore gaan nie. Vers 5 sê, God het toe ook al besluit dat ons sy kinders sal wees. En kan jy sien waar ons eerste reeks nou inkom? God se goedheid, God se getrouheid, God wat homself offer, ten spyte van die sondeval, het God by sy besluit gebly, hy wil hê ons moet sy kinders wees. Dis wat God oor jou besluit het. Nog voordat hy daai tyd gesê het dat hulle gewees het, hy oor jou besluit. En hy besluit hy wil hê jy moet sy kind wees. En hy besluit hy wil hê jy moet die beeld van Christus vertoon. Jy moet heilig en onberispelik voor hom wees. So, waar moet ons groei? Want onthou nou Romeine 3:23, ons dra nie die beeld van nature nie. Maar 1:3, ons kry al die bronne om vers 5, kinders van die Here te wees, wat hoe is? Vers 4, heilig en onberispelik. Die moeilike is, ons moet groei waar ons die swakste is. Ons is baie lief daarvoor om op sterkpunte te konsentreer en te sê, hierin doen ek goed, hierdie dink ek goed reg, en dan fokus ons op wat goed is. Maar om meer soos Jesus te word, moet ons groei waar ons nie soos hy is nie. Dit wat in ons lewe anders is as hoe Jesus is, dit moet verander. Dit wat klaar soos Jesus is, kan nog beter word, ja, maar dit wat glad nie soos hy is nie, dit moet verander. As ek nie wil vergewe nie, dan moet dit verander, want dit is nie hoe Jesus is nie. As ek ongeduldig is, moet dit verander, want dit is nie hoe Jesus is nie. As ek al draand is, of as ek wrokke dra, moet dit verander, want dit is nie hoe Jesus is nie. Ek moet gaan kyk, waar is ek die minste soos Jesus in my lewe? En dit moet verander, as ek soos Jesus wil lyk. Daarom moet ons met ons swakpunte gekonfronteer word. En moet ons bereid wees om 'n prys te betaal. Jesus sê daar in Lukas 14 vers 25 tot 33, praat hy oor die eise van disippelskap. Dan sê hy, ons kan hom nie volg, as ons nie bereid is om aan onsself te sterf, ons kruis op te neem en hom te volg nie. En dan noem Jesus ons daar twee voorbeelde. Hy sê nou iemand wil bou, maar hy kyk nie voor die tyd of hy genoeg geld nie, en dan begin hy bou, en hy bou net 'n entjie nou sy geld op, en hy kan nie klaarmaak, en dan gaan mense net op spot. Of 'n koning wil gaan oorlog maak, maar hy kyk nie of hy sterk genoeg nie, dan begin hy, en dan besef hy baie gou in hierdie oorlog, ek het 'n fout gemaak. Ek kan nie, en dan moet ek maar die wit vlag laat huis, want ek het nie 'n kans nie in die ander koning. Kyk eers of jy kan sien, het Jesus vir mense gesê. Of jy regtig bereid is om daai dele van jou lewe, wat nie soos Jesus lyk nie, te laat sterf. Want Paulus sê, dit moet sterf, dit moet doodgaan, sodat daar 'n nuwe lewe kan kom, lewe wat soos Jesus lyk. En dan ook daarmee saam, waarom moet ek groei? Ook in my toewyding aan God. Elke dag vir God ja sê. Soos daar wat ek nou gesê het van die ou dominee wat vir my gesê het, elke dag die beheer vir die Heilige Gees gee. Ons moet hom toelaat om ons te verander. Want ons kan skop, ons kan die ou natuur kans gee om nee te sê, om te sê Here nee, of Here nie nou nie, of Here nie so nie. Ons moet die ou natuur afsterwe en God toelaat om ons te verander. Openbaring 3 vers 20, want God wil homself nie in nie, hy klop, en hy wil hê ons moet die deur oopmaak.
is ek? Wie is elkeen van ons? God het oor ons elkeen 'n uitspraak gemaak, nog voor hy geskep het. Sy uitspraak was, hy wil hê jy moet sy beelddraer wees. Jy moet soos Jesus lyk. As mense na jou kyk, moet hulle Jesus in jou kan sien. Jy moet heilig en onberispelik wees. God het besluit, jy gaan die kroon van sy skepping wees. En ons moet gaan kyk, waar is ek nie so nie? Waar moet ek verander? Wat wil die Here vir my sê? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U vra, help vir ons om te groei waar groei nodig is. Want Here, ons almal moet groei. Ons almal het plekke in ons lewe wat nie Christus gelykvormig is nie. Partykeer, Here, is ons sondige natuur selfsugtig. Partykeer klou ons sondige natuur aan daai ding, ons wil dit nie los nie. Ons wil dit nie laat gaan nie. Maar Here, dan bring ons vir onsself en vir mense rondom ons net ellende. Want die dinge van die sondige natuur bring nie vrede en versoening en heelheid en genesing en U liefde nie. Dit maak stikkend en seer. Help vir ons, Here, om werklik waar die volle beheer van die Heilige Gees te gee. Laat U Heilige Gees ons mense maak wat heelheid en genesing bring en 'n verskil vir U maak in die wêreld. Here, ons bid dit nie net vir ons elkeen individueel nie, maar ook vir ons gemeente. Dat ons gemeente geesvervulde gemeente sal wees. Wat sal doen en sal praat wat U Gees wil hê ons moet doen en praat. Dankie Hemelse Vader dat ons kan uitsien na hierdie reis waar ons nou gaan met hierdie kyk in die Bybel van wie is ons. Dankie dat U vir ons elkeen baie meer lief het as wat ons ooit sal besef. Here, hoe meer 'n mens in die Bybel grawe en hoe meer 'n mens studie doen en hoe meer 'n mens lees, hoe meer jy daaroor dink, hoe meer en meer staan 'n mens verstom, want ons besef elke keer ons verstaan nog ten dele. Ja, Here, U liefde is baie groot vir ons. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir ons land. Ons bid verder dat op die oomblik brandplekke is, Here, waar dit erg gaan en waar lewens in gevaar is, dat U daar vrede sal gee. En dat U sal gee, Here, dat U kinders veilig sal wees. Dankie dat ons kan bid vir oplossings, ook vir ons hele land, Here, vir ons regering en ons ekonomie. Dankie dat ons dit na U toe kan bring en voor U voete kan neersit. Dankie dat ons kan bid vir ons dorp, ons bid, Here, vir ons munisipaliteit, ons bid vir die beskermingsmagte, ons bid vir besighede, vir welsinsorganisasies, vir almal wat op een of ander manier heelheid wil bring in hierdie gemeenskap, Here. Ons bid vir die skole, onderwysers, leerders, kerke, sendelinge. Dankie dat ons kan bid dat daar werklik waar ook elke dag baie boustene gebou sal word in die koninkryk hier in Middelburg. Dankie dat ons elkeen wat in ons gemeente deur moeilike tye gaan, na U toe kan bring, by U voete kan neersit. Dankie Hemelse Vader, dat ons kan vra dat U ook in die groot goedheid ook vir elkeen sal voorsien in hulle behoeftes. Vader, ons gaan 'n week in. Dankie dat ons ook soos Dias kan sê, maar môre gaan ons wel verder wees as vandag. Oormôre gaan ons verder wees as môre. Ja, volgende Sondag gaan ons verder wees as vandag. Maak ons eintlik opgewonde, Here. Ons sien uit na hierdie pad, hierdie wandel saam met U. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U almal wees.